Rooi Rebel Radio in stereo. Goeienaand luisteraars. Ek is nie seker of julle kan hoor nie, maar in die agtergrond speel ons Oukie from Muskogee deur Merle Haggard. En hy sal ook op ons playlist wees. So, as dit nou die eerste keer is wat jy na Rooi Rebel Radio luister, kyk vir ons Instagram blad, net Rooi Rebel Radio, en ons is op Threads op Instagram, en ons het ook onlangs 'n Facebook page begin. Maar ek dink die belangrikste vir nou is, indien jy op Instagram kan gaan kyk vir ons kontaknommer op WhatsApp, en dan join jy ons kanaal, ons geselskanaal, en dan gesels jy saam, stuur vir ons ietsie wat jy oor wil gesels, stuur vir ons net 'n kommentaar, enigiets sal lekker wees. Volg asseblief die playlist op Spotify. Daar word so elke dag of twee word weer lekker nuwe liedjies bygesit, en net as jy niks het om te doen nie en jy het actually besluit om 'n piesangbrood te bak, wanneer die piesangs uitgeword het, sit dan die playlist aan vir Saterdagoggend en maak jou familie gelukkig deur vir hulle piesangbrood te bak. Terwyl ek nou gesels met julle hierso, is dit nou 11:15 op 'n Vrydag aand. Dus ek kan voel die winter is naby. Maar weet julle, ek het net besef die laaste paar weke dat eenvoud van die lewe is baie keer makliker. En baie keer net so goed. Ons spandeer nou al hierdie geld aan LED ligte en torches wat jy moet charge en duur goed op die rakke by Builders Warehouse en die volgende lekker Afrikaanse woord foefie, die volgende foefie wat ons nou gaan red van die ewige donker. Maar weet jy wat? Ek het net vir myself 'n punt te bewys. Vir myself 'n pak van die goedkoopste kersse gekoop by Spar. En ek het een van daai blik kersblakers gekoop. Ek dink julle katoetie was R60. En weet u, ek sit nou al aand vir aand hierso op my stoep en luister na die naggeluide, soos julle weet. Luister musiek, lees, gesels met die Here. En hierdie eenvoudige ou kers brand elke aand lekker. En dit is, toe besef ek, dis dalk hoekom hulle dit 'n opsitkers noem. Want, weet jy, as jy nou net so, so by 7 uur se kant vir jouself 'n koppie koffie maak, en jy het nou iets om te doen vir die aand, soos in hierdie geval 'n opname of bietjie advertensies, dan steek jy die kers aan as hy vol is, en as jy nou regtig lekker kuier, dan brand hy amper al die pad uit. So, dit is 'n uitstekende tool, uitstekende ding van die ou mense gewees om 'n opsitkers aan te steek, en natuurlik sekere lengte te hou, jy weet, vir as die man net te lank by jou dogter wou kuier. En dit beteken as die opsitkers doodgaan, dan moet julle nou in die bek kom, omdat julle nou klaar gekuier, jy weet. En ek weet nie of dit in Suid-Afrika so was nie, maar ek weet, ek het dit natuurlik nou al in 'n fliek gesien, het hulle die jong man dan in 'n gooiingsak toegewerk tot by sy nek, as hy nou oorgeslaap het, jy weet, kom ons sê hy het nou op sy perd gery van een dorp na die ander dorp om by die nooi te kom kuier, want hulle hom vasgewerk in 'n gooiingsak en het hy lekker op sy rug, op sy kant, is maar soos 'n slaapsak waar jou kop uitsteek, is maar seker waar die konsep vandaan gekom het, ek sal nou nie weet nie. Maar ja, julle, die ou mense het respek gehad. Die ouer mense het respek gehad vir die instelling van die huwelik. Die ou mense het respek gehad vir seks.
Ou mense het respek gehad vir die woord van God. Dis dalk die rede hoekom hulle geweet het, hulle moet hulle jong mense celibaat hou totdat die tyd ryp is. As mense dit nou so wil stel. Want weet julle, hierdie eensame Suid-Afrikaanse cowboy, hy kan nou nie met 100% sekerheid sê dat ons moderne manier van redeneer oor huwelike en trou en seks en voorhuwelikse seks en nahuwelikse seks en voorbehoedpille en kondome. Ek weet nie of baie van die ou mense saam met ons sou gestem het nie. En as hulle nie die mense wat vir so lank getroud gebly het nie. Die mense wat saam gebou het van die begin af tot aan die einde wat een van hulle aan die dood afgestaan is. Waar ouma vir oupa begrawe het of oupa vir ouma begrawe het en baie stories wat ek al gehoor het, het oupa of ouma nie baie lank daarna ook gesterf nie. So, en as hulle soveel jare getroud kon gebly het, as jy nog so baie van so baie ou mense hoor wat nog hande vasgehou het en in hulle ou jare weer verlief geraak het, dan kan ek nie help om te wonder wat doen ons verkeerd nie, julle. Regtig. Ek was nie van plan om nou oor so iets te gesels vanaand nie, maar weet julle, ek moet ook julle my onlangse en van my staaltjies vertel wat net vanaand gebeur het met my. En ek glo dat baie keer gebeur iets in 'n mens se lewe of jy leer iets sodat jy iemand anders te kan inspireer met jou, in Engels die woord, jou getuienis, jou testimony. En weet julle, so loop ek nou in die Spar vanaand en ek soek daai middel van die maand aandete, jy weet. Maak nou nie saak wat ek gekoop het nie, maar net vir interessantheidshalwe, ek het vir die eerste keer in my lewe brisket gekoop. Nie omdat die Vader my nie genoeg seën met geld vir 'n fillet of 'n ramsteak nie. Dis net deur sy genade. Maar ek wou dit net probeer want daar is so 'n massiewe keuse. En iemand het onlangs vir my gesê dat brisket is nogal lekker. Of chuck is lekker as jy dit wil braai. En ek het dit nog nooit probeer nie, so hoe sal 'n mens weet? En so het ek nou my elektriese my lugbraai. Is daar 'n woord vir airfryer? Is daar 'n woord vir airfryer in Afrikaans? Ek weet nie. Maar so maak ek toe vir myself 'n lekker koppie koffie van nog 'n local brewing company, baie lekker. En sit ek toe my 2 stukke brisket in die lugwaaier of die airfryer. Ek weet nie wat die mense doen. En ek het my gunsteling eiers gebak en op 'n broodjie gesit en ek het soos 'n koning geëet. Ja, die brisket het nou 'n bietjie tussen mense stopsels vasgesit en was bietjie moeiliker om te kou, maar my kakebeen is nog heel wat jonk, so mag dalk net môre 'n bietjie arnika olie aan my ken smeer, ek weet nie. Maar dit was heel lekker geweest. Ja. En toe het ek 'n verskriklike goeie fliek gekyk. Oh Brother Where Art Thou. Dis 'n baie onbekende fliek. Ek het hom nog nie op DVD eers gekry daai tyd in Suid-Afrika nie. Ek het hom in Engeland gekoop. Maar ek is seker jy sal hom kan kry op Google TV of Apple TV natuurlik. Dis 'n George Clooney fliek en dis Joel en Ethan Coen, die Coen brothers, wat die fliek direct het. Dit was 'n verskriklike goeie fliek geweest en ek dink dit is los gebaseer op die boek Homer's Odyssey
dit in itself is natuurlik 'n Griekse klassieke boek wat hierdie Afrikaanse man al probeer lees het, maar dis verskriklik 'n moeilike Engels omdat dit oorvertaal is van die Grieks af. Maar ek dink vir mense wat nou, jy weet, ek is verskriklik geïnteresseerd in literatuur, maar ek geniet dit as ek kan in die eerste 2 sekondes verstaan wat ek lees. Ek wil nie deur die eerste sin gaan en dan, jy weet, ophou lees nie. Ophou lees om eers te dink aan wat ek nou gelees het, jy weet. Maar in 'n geval, die punt was, ek het toe nou in Spar vanaand, eintlik is dit die tweede slag wat ek hierdie jong dame nou gesien het. En weet jy, dit was nogal met 'n gelukskoot, want die vorige keer het ons in die koffiery ontmoet. Wel, nie ontmoet nie, maar ek dink ek het gestaan en kyk na die mayonnaise en hierdie dame het miskien so fluisterafstand van my af weggestaan en gekyk na iets op die rak. En ek het onmiddellik gevries, soos wat ek gewoonlik doen as ek 'n mooi jong dame sien, of 'n mooi dame sien, dan vries ek. En weet julle, ek weet nie of daar van julle is wat kan saamstem nie, maar partykeer, en nie altyd nie, regtig, nie altyd nie. Partykeer gebeur dit dat jy moet stop en jou asem skep en dan voel jy iets gebeur hier binne, amper soos daai The Grinch, daai hart wat begin klop hier binne. Dit is amper 'n effense ongemaklike gevoel as jou hart begin vinniger klop vir 'n mooi meisie. Maar dan weet jy iets is nou aan die kook. En as jy nie vinnig te werk gaan nie, dan mag jy die kans mis. Jy mag die kans mis baie vinniger as wat jy byvoorbeeld 'n trein of die tube se deur kan mis in Londen as jy op die trein ry, of in die ou tyd seker dan 'n trein, maar daai deure maak oop en hy maak weer toe, so jy moet spring as jy wil spring. Maar ja, so toe het ek die vorige keer versuim om nou met haar te gesels, want ek het haar so klein bietjie bewonder van ver af, haar mooi hare en haar netjies se brilletjie, of haar netjies se hare en haar mooi bril. Ieder oor sien ek raak eintlik uit asem uit as ek net begin gesels oor die mooi meisie. Maar dit was nou die vorige keer. En vanaand het ek nou ewe onbeplant net daar rondgestap en ek het my goedjies gekry wat ek benodig gehad het en hier stap sy wraggies verby en ek het haar erken aan die haarstyl en aan die kleur van haar hare. Onmiddellik geweet dit te sy natuurlik. Ekskuus vir die klik van die lighter die hele tyd. Ek maak my eie sigarette want ek hou op rook. En as jy jou eie sigarette maak, dan rook jy baie minder en jy gebruik, en dit is baie goedkoper. So mense wil nie meer geld mors op iets wat jou besig is om dood te maak. Maar in 'n geval, so ek sien haar toe en ek sien sy is op pad na die tol toe en ek het geweet ek gaan nie weer op my laat wag vanaand nie. En ek het haar met so 'n drafstappie agterna gesit en gesê, "Ekskuus tog dame," en sy het omgedraai en in Engels geantwoord en toe skakel die radiostasie my kop seker nou maar net aan en ons gesels toe baie lekker. En ek is 'n man wat nou nie tyd mors mee met emosionele vrae nie. As mens nou al deurgegaan het wat ek deurgemaak het, dan in die lewe met liefde en verhoudings, dan is 'n mens nog heel logies oor die hele storie. En veral as jy nou ook luister na vriende en mense wat jy gehoor het, wat nou al gesneuwel het in die groot oorlog van die huwelik, dan begin mens heel logies na hierdie goeters te kyk. So ek het toe heel skamelings met baie ims en a's vir haar verduidelik in Engels dat ek by die vorige keer met haar gesels en ek was te skaam. Dit werk, wel nie dat 'n ou plan maak nie, maar dit werk as 'n meisie ten minste weet jy kan skaam kry. Ek doen dit nie as prins nie, dit gebeur mos maar net, dan val jy bietjie oor die eie woorde. En so vra ek toe vir haar, nou, ek wil maar net uit interessantheidshalwe weet, is jy betrokke met iemand? Toe sê sy ja, nogal baie onlangs.
2 weke. So as ek nou my tyd reg uitwerk, as ek haar gevra het op die oomblik wat ek haar wou vra die eerste keer, dan sou sy miskien nooit hierdie man ontmoet het nie. Ek sal nie weet nie, want dit is nou 'n week of 2. Maar dinge gebeur soos wat dit moet en so het ons oor koetjies en kalfies vir so 2 sekondes gepraat en ek het haar gevra, het sy 'n minuut en sy sê toe ons het toe iets, ek kan nie eens onthou nie want ek was so op my senuwees. Maar dit was iets oor, het jy kinders, wil jy graag kinders hê, et cetera. En sy het net gesê, sy wil nie weer nie, en sy is geskei. 'n Bietjie later in die gesprek het ek gehoor, sy is 2 keer na al geskei, en met 2 kinders, by 2 verskillende mans, en al 2 mans, die een man is besig om haar te veg vir die kind in die hof, of iets, of something, om moeilikheid te gee, omdat hy wil eienaarskap van die kind hê, wat mense dit in Engels, nie eienaarskap nie, maar met custody van die kind wil hê. En die ander man is okay, maar hy's bietjie bitter. Nou, wie nou vir wie gelos het en wie die probleem was? Ja, daar's altyd 2 kante aan 'n storie, maar ek het die woorde alkoholmisbruik gehoor. En ek het die woorde gehoor dat hy abuse. Ek het die woorde gehoor skree en beklei. So, mens kan seker dan aanneem dat die was nie meer 'n lekker situasie nie. Ek kan verstaan bly. En soos ek sê, uit my eie ondervinding uit, besef ek ook baie goed dat daar is 2 kante aan 'n storie. Jy weet, en ek het daar dieselfde storie vertel, en gesê ek is ook geskei. En toe het ons nou half stories vergelyk, en dit was nogal vir my ook jammer, dat mense dit nou so doen, maar dit is nou maar wat dit is iets om oor te gesels, mense vergelyk nou maar stories, en dit is amper asof 'n mens nou deel is van 'n klub, die geskeide klub, en dan is daar skielik allerhande emosionele nagevolge betrokke. En ek weet nie of ek dit nou van tevore gesê het nie, maar ek het op die punt gekom waar, dit is nie 'n punt van desperaatheid nie, maar ek dink dit is 'n punt van desperaatheid om dat mense lewe kan aanbeweeg. Want ek vir een wil baie graag 'n pa wees. Ek het nog nie my eie kinders nie, ek wil baie graag 'n pa wees, en dit gaan nie nou meer oor moeilik of ons kan deur dit werk of so iets nie. Jy moet nou maar die logiese vraag vra. En die enigste logiese vraag is, was jy al getroud? Nee, die eerste vraag is seker, is jy getroud of is jy betrokke? Die tweede vraag is, was jy al getroud? Derde vraag is, wil jy weer trou? Vierde vraag is, het jy kinders? Vyfde vraag is, wil jy nog kinders hê? En dan sesde vraag, wat ook belangrik is, maar bietjie meer onbelangrik is, hoe betrokke is die pa? So, dit raak nou amper soos 'n reëling wat 'n mens tref. Jy haal eers die logiese goeters uit en gesels daaroor, en dan kan 'n mens tyd maak vir die emosies. So ja, dit is 'n baie interessante en 'n baie, ekskuus vir 'n beter Afrikaanse woord, 'n baie challenging setup julle. Ek meen om julle 'n voorbeeld te gee, ons raak nou amper aan 20 minute hierso, maar terwyl ons nou besig is, om te dink dat my eie oupa, wat in 1894 gebore is, saam met sy eerste vrou het hy 6 kinders gehad, en toe het sy afgesterf, en toe het hy my ouma ontmoet. Hy was 50 en sy was 20, en saam met haar het hy nog 8 kinders gehad. Die een seun is oorlede, en later jare, in 'n ongeluk, en sy laaste dogter is gebore toe hy 72 was. En hy is in 1982 eers oorlede, en dit was 'n jaar net voor my geboorte. Het ek nou gesê, ek het gesê 1894, ja, hy was 1894 gebore, en hy is in 1982 oorlede.
Hy was 'n pastoor al sy lewe. En as ek die storie nou reg verstaan het, was daar 'n kinkel in die kabel met sy aftrede en sy pensioen by die AGS en hy het nooit 'n pensioen gehad nie. So dan moet jy dink dat op jou ou dag misplaas die kerk waarvoor jy jou hele lewe lank preek, wat ook al die rede was en wat ook al gesê het of gebeur het, die feit is hy het gepreek sy hele lewe lank. En toe het die instansie waarvoor hy gepreek het en voor gelewe het, kon hom nie help met 'n pensioen nie. So, dit in itself is dan 'n lewe van geloof en 'n lewe van vergifnis vir sy tweede en derde geslag. Maar hoe ook al dit sê, daai tipe mense, dit was amper 'n instelling, die huwelik was amper 'n instelling van, ons het 'n belofte voor God gemaak, ons het 'n belofte aan mekaar gemaak, en nou is ons een, en dit maak nie saak wat nou volgende gebeur nie, maar ons bly nou saam. En ons kan nie vandag sê dat 'n ander man se kinders is die probleem nie. Ons kan nie vandag sê die feit dat ek 2 of 3 keer getroud was, is die probleem nie. Ons kan nie sê dat ek wil nie 'n ander man se kinders grootmaak nie, weet, jy is nie my ma nie, jy is nie my pa nie, daai tipe goed. Ons kan nie meer sê dit is die probleem of dit is die oorsaak van nog huweliksprobleme nie. Ons moet egskeiding dan blameer. En as ons nie egskeiding kan blameer nie, dan moet ons die redes blameer hoekom ons geskei word. En as ons dit nie kan doen nie, dan moet ons onsself blameer. En ek praat altyd heel eers met myself. Nou, daar is situasies wat iemand nie 'n keuse het om uit te stap nie. Maar dan is dit either om met daai probleem te lewe vir die res van jou lewe, of dit is om weg te stap. So kom ons sê dit is nou, die probleem is nou iets soos fisiese aanranding, wat ek al in so baie mense se lewens van gehoor het. Manlik en vroulik. Kom ons sê dit is iets soos 'n verslawing. Kom ons sê dit is iemand wat verneek het. Ek het al van 2 mense gehoor wat 'n pastoor en sy vrou wat sy vrou het voorgesing in sy kerk. En hulle was baie lief vir die Here. Maar hulle toe hulle later besef, toe hulle getroud is, ook hulle tweede huwelike, het hulle toe besef dat, maar hoorie, ons voel dat ons roepings loop nie dieselfde pad nie, die roepings wat die Here op ons lewens gesit het, loop nie dieselfde rigting of dieselfde pad nie, en toe het hulle geskei. Nou, dan verstaan ek nie julle. Dan verstaan ek nie wat ons dan moet doen nie. Het dit so ver gegaan dat daar geen hoop meer is nie? Het dit so ver gegaan dat mense so lief is vir hulle selfies. Jy selfies? Al die selfies, nee. Skielik is ons mense wat vir onsself in die spieël kyk en foto's neem van ons eie lywe en dit op sosiale media post. En dis net foto's van ons en ons ertjies wat in vel toe gedraai is, ons kindertjies wat groot word, en dis ons trip na Skukuza toe, dit is ons vakansie by die see. Skielik post ons net goeie goed. Skielik post ons net die lewe in vol kleur. Skielik post ons net liefde en blessings en ons nuwe Ford Ranger. Skielik post ons net Boetie se wen by die atletiek en ons post nie sy verloor nie. Skielik post ons Sissie se eerste skooldag en ons vergelyk haar maatjies met haar
En ons vergelyk haar maatjie se ouers met ons. As ons wonder oor iemand of ons wil weet of hulle getroud is of nie, en ons stel belang, dan het ons net hulle naam nodig en gaan soek ons hulle op Facebook en kyk wat sê hulle verhoudingsstatus. Ons weet alles van 'n persoon nog voor ons hulle ontmoet het en tog weet ons absoluut niks. Net 'n voorbeeld, ons maak keuses gebaseer op miskien op die voertuig wat hy ry, op die foto's. Ons kan sien of hou hy vakansie by die see of hou hy vakansie in die jagveld. Is hy 'n bokman of is hy 'n buffelman? Drink hy baie, drink hy min? Is hy getag in foto's waar hulle by 'n ordentlike plek is of is hy getag in foto's waar iemand in die agtergrond opgooi? Sal die mense nou weet. Maar die punt is, ons het die vermoëns gemaak vir onsself om alles te verkort. Al die inligting maklik te kry. Sodat ons 'n besluit kan maak, wil ons of wil ons nie. En selfs as ons dan die besluit maak, al daai goed is reg en ons maak die besluit dat ons wil, dan organiseer ons 'n troue wat die koningin van Engeland se troue kan ons laat sleg lyk. En ons stel standaarde op vir onsself oor hoe groot die troue moet wees. En my vriendin se troue was so groot, so nou moet myne so groot wees. En die foto van die ring kom op nog voor die foto van die paartjie wat getrou het. En skielik word 'n romantiese oomblik wat gedeel moet word tussen twee mense, soos 'n die oomblik van verloving, skielik is daar 'n kameraman wat in die bos wegkruip en dit word opgestel soos 'n TV-set, soos Sewende Laan of 'n goeie movie. Met allerhande woordjies wat op papier uitgeprint word en foto's word in die boom gehang en daar staan I love you forever. En die foto wys terwyl die son sak, daar is 'n blokkies kombers op die grond, daar's 'n mandjie met champagne en druiwe en arbeye. En die fotograaf by die studio edit die foto's, dat die sonskyn bietjie helderder is en sit 'n filter op. En dan post ons elke liewe intieme oomblik op Facebook vir almal om te sien. Dalk het ons vergeet om ons sekuriteit af te haal, so dan kan iemand in Timbuktu kyk hoe ek lyk as ek huil, omdat my man my gevra het om te trou. Wat gebeur nou? Nou het jy die standaard gestel. Nou is die standaard daar. Wat sal nou gebeur as jou troufoto's minder interessant lyk as jou verlovingsfoto's? Of as jou verlovingsfoto's minder interessant lyk as jou matriekafskeidfoto's? Of as jou matriekafskeidfoto's minder interessant lyk as jou skaakkompetisie wat jy gewen het? Nee julle, ek weet nie. Ons het absoluut obsessief geraak oor ons eie gesigte, oor ons eie doen en late en oor die doen en late van ander mense. Ons gebruik selfone nou om te sien wat my bloeddruk is en hoeveel tree ek gegee het vandag. Ons gebruik nie meer selfone om ons vriende en familie te bel nie. Ek weet nie julle. Ek praat met myself hierso. Ek sê goed nou vanaand dat ek seker nooit weer sal sê nie en miskien sal ek môreoggend spyt wees dat ek dit wel gesê het. Maar die hele situasie het my net laat van wat vanaand gebeur het. En ek het net die storie verder vertel en ek het 'n bietjie afgedwaal daar. Maar ons het toe gesels, ek en die dame in Spar. En sy het seker skielik haar mind opgemaak. Okay, goed, ek weet wat hy wil hê. So ek gaan dit dan nie vir hom kan gee nie. Hy wil weer trou en kinders hê, so ek het klaar 2 en ek gaan nie weer trou nie. Ek het dit duidelik vir hom gemaak en toe skielik verander ons in split sekondes in vriende en sy sê wel,
sy het 'n vriendin wat sy my aan sal voorstel. En sy dink ek sal nogal van haar hou. So sy gaan my nommer vat en sy gaan my kontak en dan moet ons gaan koffie drink en sy gaan nie vir haar vriendin sê dat ek kom nie en dan kyk ons wat gebeur. En net so, binne 15 minute by 'n spar gesels ek met 'n meisie wat ek heel eerste van gehou het, gesels ek met haar oor haar vriendin wat miskien sal belangstel, omdat sy nie belangstel nie. Nou of dit nou 'n seëning of 'n wat is, Here, maar dit lyk vir my of dit nou maar die manier is wat dit gedoen word. Want dit was vriendelik, dit was vinnig, dit was effektief. En as dit nie werk nie, dan beweeg ons weer aan. Nou, ek vir een is iemand wat nooit sal opgee nie. Ek vir een is iemand wat nooit sal opgee op liefde nie, op ware liefde. En ware liefde bedoel ek liefde waar God betrokke is in jou huwelik, soveel as moontlik. En al die ander mooi goed wat elke persoon vir homself wil hê in 'n huwelik. En ek vertrou dat ek dit sal kry. Want ek weet ek het definitief baie foute en ek het baie dinge om te leer. Maar hopelik, en dit is waarvoor ek hoop, hopelik kry jy iemand wat die pad saam met jou wil stap en wat ook bereid is om die knie te buig, wat ook bereid is om te vergewe, wat ook bereid is om te verstaan en tyd te maak. Want as jy nou getroud is en jy is een mens, dan moet jy mos nou tyd maak. Jy moet tyd maak om mekaar te verstaan, jy moet tyd maak om mekaar te leer ken. Jy moet tyd maak om mekaar te vergewe. Jy moet sien hoe lank vat dit na 'n massiewe bekleierery. Hoe lank vat dit voordat sy weer met jou ordentlik praat? Hoe lank vat dit voordat jy mekaar weer in die oë kan kyk? Daai ou mense het sekerlik baie sulke dae gehad. Miskien hou hulle hande vas op 85 omdat hulle vir mekaar sê, wel, ons het die belofte gemaak en ons het die belofte gehou. Wat ook al dit is, ek hoop ons kan iewers te leer. Koos Kombuis, wat een van my groot heroes is, het 'n nuwe boek geskryf wat gaan oor klimaatsverandering en al het ek so verskriklik baie respek vir oom Koos. Ek sê dit met alle nederigheid en respek en nie om vinger te wys in sy rigting nie, maar ek dink 'n groter probleem vandag is nie klimaatsverandering nie. Die groter probleem is reg om ons. Dit is commitment, toewyding, vergifnis, onselfsugtigheid teenoor mekaar. Twee mense in 'n huwelik kan so maklik wees. So elke dag uitgaan in die donderse wêreld verander. Maar ons kan nie sit en ons eie huwelike uitfigure nie. Maar ons wil spog dat ons miljonêers is. En ons wil bote ry en jetskis koop en ons wil elke naweek braai en ons wil die nuutste sporte gaan speel en ons wil restaurante oopmaak en ons wil nog boeke skryf. Maar ons kan nie vir 'n uur lank by ons seuns sit en huiswerk doen wat sukkel met wiskunde nie. Ek praat hier met myself, julle. Dis 'n negatiewe topik en is iets om uit te leer. Dis iets wat ons moet aan werk. Ek meen, dit is hoekom tyd nie vir God bestaan nie. Want hy verstaan, dit vat langer as 80 jaar om iets regtig te laat werk. Is ons regtig so arrogant, dat ons dink dat net hierdie kort tyd op hierdie aarde is nou dit? Dat ons moet nou alles wat ons moet leer en doen en sukses behaal en dit en dat en vorentoe en agtertoe en kinders en karre en Land Cruisers en dubbel verdieping huise en vakansies by die see en 'n karavaan op Hartenbos. Dink ons nou hierdie lewe is dit? Dat as ons nou 'n karavaan het by Hartenbos en ons kan op 'n kuidek gasbraai breakfast maak, dink ons dit is dan dit?
Julle in vergelyking met die ewigheid is dit niks seggend. Maar al wat ek weet is dat hierdie lewe, as jy gelukkig is 70, wat die Bybel sê, en daarna, net die lewensduur van die mens 70 jaar, en daarna is dit genade. Dan gaan hierdie lewe net so vinnig verby, so vinnig soos wat hierdie opsitkers uitbrand. En ek sê vir julle, hierdie opsitkers brand vinnig. Dit maak nie saak hoeveel van die stukkies was wat koud geword het, sit ek weer terug bo op die kers nie. En pak die stukkies was weer so verpret weer terug in die vuur, of terug in die vlam in. Hy loop uit. Die lont is aangesteek en hy brand. En hierdie vlam julle, hierso is 'n koel winterliggie wat waai op die stoep. En ek wil vir julle sê, as hierdie windjie net te hard waai, dan trek hierdie vlam so skeef en dan lyk dit of hy gaan ingee, uitwaai. En as jy nie 'n hand van beskerming om die vlam sit nie, dan gaan hy uitwaai. Nou julle kan dit nou sien soos wat julle wil. Julle kan die hand wat die vlam beskerm sien as die hand van God. Julle kan julle eie hande daar sien wat die vlam van julle huwelik beskerm. Jy kan die vlam sien of die kers sien as jou kind. En die vlammetjie sien sy lewe. En die hand is jou hande wat jou kinders beskerm. Jy kan dit sien net soos wat jy wil. Maar die feit is, dit is sensitief en delikaat. En een van die grootste seëninge om 'n vlam te kan sien hoog brand. So kom ons mik daarvoor, voordat ons mense wil voer in Ethiopië wat nie kos het nie. Baie liefde en respek gesê. Sê ons moet nie arme mense kos gee nie. Ek praat van ons wil die wêreld verander, maar ons eie huis val uit mekaar uit. En dit is iets wat mense al jare lank vir my sê, en is iets wat 'n gesegde is, maar as jy regtig mooi daaroor dink, dan is dit die reine waarheid. Niks anders is belangriker in die lewe as jou eie huishouding wat vrede het nie. En met dit sluit ek af en vra vir julle om vir my te bid en ek sal vir julle bid. En kom ons bid vir huwelike. Ek dink nommer 1 bid ons vir die huwelike wat klaar in die gang is om te oorleef. Nommer 2 dink ek ons bid vir nuwe huwelike wat nog gevestig moet word, maar dat daai beloftes, dat daai idees en planne gebou word op die regte grondslag. Dat mense die regte besluit maak voordat hulle die groot besluit maak. Want enigeen van julle wat hierdie hoor, wat al die egskeiding deur is, dit is een van die mees emosionele dinge wat jy in jou hele lewe sal deurmaak, en ek wens dit nie op my grootste vyand nie. Nee, ouens, ons moet dit verhoed. Die gevaar is nie die ys wat smelt in die see nie. Die gevaar is die brullende leeu wat in ons buurte rondloop. Die brullende leeu wat by ons skole rondloop. Die brullende leeu wat buite ons kamer deur sy asem deur die sleutelgat blaas. Die brullende leeu is in ons huis, julle. En ons moet hom uitkry daar. Maar ja, baie emosionele gesprek vanaand en dankie dat julle geluister het. Met baie liefde en groete en emmers vol shalom. Op 'n Vrydag aand, terwyl die naguil roep. Rooi rebel, oor en uit.